Hemelse Vader, aan U alleen behoort alles. Aan U alleen wil ons al die lof en die heerlikheid en dank toebring as ons vanoggend hier is. Want Here, ons glo met ons hele wese dat uit U en deur U en tot U is alle dinge. En daarom wil ons vir U sê aan U behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Dankie dat U ons God is. Dankie dat U almagtig is. Dankie dat U die Here is. Dankie dat U Uself kom openbaar aan ons. En dat U vir ons is wat ons nodig het. Heilige Gees, dankie dat U wat die gestuurde is om ons te lei, ons ook vanoggend gaan lei. Dankie dat ons U met ons hele wese vertrou. Vanoggend bid ek dat U van persoon tot persoon sal beweeg en dat U volle werking in elkeen sal bring. Dat U elkeen sal bemagtig. Dat U elkeen sal volmaak tot oorlopends toe, soos wat Paulus skryf. Kom maak ons vol vandag. Kom leer ons, kom wys ons wie is Jesus. Jesus die wat aan die regterkant van die Vader sit. Die wat vir ons intree. Ons gee aan U die eer. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Nou, ons gaan by 'n paar gedeeltes stil staan en dit is my nogal belangrik dat as jy die Bybel gebring het, dat jy saam met my gaan kyk na dit, want die kerngedeelte is twee kerngedeeltes. Die eerste gedeelte is in Exodus 3, dat jy jou Bybel net daar sal oophou by Exodus 3, baie belangrike gedeelte. Die teks gaan op die bord verskyn, maar ek wil hê jy moet uit jou Bybel uit kyk. Want as mense uit jou Bybel uit kyk, weet, dis mos nou jou swaar, wanneer ons in hierdie wêreld gaan, om 'n verskil te gaan maak en die Bybel met sy aanslag te beveg word. So, Exodus 3, so kyk hom daar in jou Bybel, op jou selfoon, waar ook al, Exodus 3, en dan kan jy ook, as jy dalk is jy lekker vaardig, Johannes 8, ons gaan ook 'n rukkie stil staan by Johannes 8, dis van twee belangrike gedeeltes. Maar ek wil vanoggend begin. Want ek het vir jou gevra, wie sê jy is Jesus? Dis 'n belangrike vraag. Dis 'n vraag wat Jesus ook gevra het. In Markus 8 van vers 27 tot vers 30 het ons vir Jesus wat saam met sy disippels loop, en Jesus het al baie mense bedien, en hy het al wonderwerke gedoen, hy het gelykenisse vertel, so hy het 'n impak gemaak in mense se lewens, en oralste waar hy gaan, het die groep groter geword, en mense volg hom. En dan lees ons daar in Markus 8 van vers 27, daarna het Jesus en sy disippels na die dorpies naby Caesarea Philippi gegaan. Langs die pad het hy vir sy disippels gevra, wie sê die mense is ek? Daar's waarskynlik stories wat begin rondgaan oor wie is ek, maar wie sê hulle is ek? Hulle antwoord op Johannes die Doper. Party sê weer Elia en party een van die profete. So daar's verskeie opinies oor wie Jesus is. En onthou, wat jou opinie is, gaan jou optrede bepaal, gaan jou gedrag bepaal, gaan jou denke bepaal oor wie jy dink Jesus is. So, mense het verskeie opinies. En dan vra hy vir sy disippels, die wat naby hom wandel, die wat saam met hom is, tree vir tree, dag in en dag uit. En vra hulle, hoorie maar, wie sê julle is ek? Kom ons vergeet van die mense, wie sê julle is ek? En dan antwoord Petrus. En dit is nou interessant as jy gaan kyk na die kruisverwysing tekste, in die ander evangelies in Matteus en Lukas, en in Johannes, dan sê hy dit so 'n bietjie anderste. Mens kan sekerlik lank stil staan by die groep. Maar Petrus sê,
eenvoudig, U is die Christus. Nou as hy sê, U is die Christus, is dit natuurlik 'n gelaaide term. Daarin sê hy, U is God, U is die Messias, U is die gestuurde, U is Immanuel. Al daardie terme, want U is die Christus, U is die Seun van die lewende God, wat na hierdie wêreld toe gekom het. Toe belet hy hulle, om dit vir iemand anders te vertel. So hy sê vir sy disippels, julle moet nie vir die ander mense gaan vertel dat ek die Christus is nie, dat ek God is nie. Moet ek nie vir hulle gaan vertel nie. Want die tyd is nog nie reg daarvoor nie. Want die mense gaan ontstel raak. Nou om dit ten volle te kan verstaan, om die vraag vanoggend ten volle te kan beantwoord, wil ek jou op 'n reis neem. En dit is 'n belangrike reis, want daar's 'n logiese gevolg hieraan. So ek wil jou vat heel in die begin aan Exodus 3 toe, waar alles eintlik begin. Exodus 3 het ons die verhaal, ons almal ken vir Moses. Moses in die mandjie, Moses wat 'n Jood is, maar Moses word eintlik nie as 'n Jood groot nie, hy word as 'n Egiptenaar in die Farao se paleis groot. Nou, die volk wat in Egipte was, is blootgestel aan ook aan 'n veel godendom, daar waar hulle is. Hulle hou nog steeds vas aan God, en onthou, hulle was eventueel 430 jaar lank in Egipte, voordat hulle uit Egipte uit vertrek het. So, hierdie is naby aan daardie tyd wat hulle uit Egipte sou gaan. Nou, Moses het op 'n dag daar geloop, en hy sien toe dat hy Egipte daar slaan, 'n Jood, 'n Hebreër, hy slaan oor die, ons weet nie presies waaroor nie, moes waarskynlik harder gewerk het, en Moses raak ongelukkig, en hy slaan hierdie Egiptenaar toe. En dit het nou gevolge, jy kan die verhaal gaan lees in hoofstuk 2, Exodus 2. Maar dit kom by die Farao uit, en die Farao is baie ongelukkig, en hy wil Moses doodmaak. En wat doen Moses? Hy vlug na Midian toe. En daar waar hy omtrent 40 jaar in die woestyn, in Egipte was, waar hy in die Farao se paleis groot geword het, en al die goed, is hy nou na Midian toe, waar hy vir 40 jaar gebly het. So hy pas daar die Jethro, sy skoonpa se kleinvee pas hy op. En op 'n dag wat hy die kleinvee diep in die woestyn injaag, sien hy daar is 'n bos wat brand. Maar dit lyk snaaks, want hierdie bos brand nie soos wat hy dit ken nie. Hierdie doringbos. En toe hy nader gaan, toe begin God met hom praat vanuit daai bos uit. En toe God sê vir Moses, sê hy net eintlik, Moses, ek wil jou gebruik. Ek wil jou gebruik, die kort en die lank is, ek wil jou gebruik om hierdie volk uit Egipte uit te vat. Nou kom ons volg die gesprek daarvan vers 9 af. Die noodkrete van die Israeliete het my bereik, sê God. En ek het ook aanskou hoe Egipte hulle verdruk. Dan vers 10. Daarom stuur ek jou na die Farao toe, sodat jy my volk, die Israeliete, uit Egipte kan bevry. Baie belangrik hier. God sê, ek stuur jou. Ek vra nie jou opinie nie, jou mening nie, ek stuur jou. Dis 'n opdrag wat ek aan jou gee. Nou moet jy weet, ons kan nie baie aflaai hier uit nie, want ek kan dink dat Moses nie regtig God geken het soos wat hy veronderstel was om God te ken nie. Onthou, hy kom uit 'n baie ander agtergrond uit. Maar hier praat God met hom. Hy sê, ek wil jou gebruik. En Moses se reaksie dadelik is, wie is ek? Dat ek dit by die Farao sou waag en dat ek die Israeliete uit Egipte sou kry, sou bevry. So, God sê, ek wil jou gebruik, en dadelik is Moses op die verdediging, en Moses sê hy net hier, wie is ek? Wie is ek, Here, dat U my wil gebruik? Want onthou, Moses het maar gesukkel, en as ons net gaan kyk in die volgende hoofstuk, in 4 vers 10, wat Moses met die Here praat en vir hom sê, ag Here,
Ek kan nie goed praat nie. Ek kon nie vroeër nie, en ek kan ook nie nou nie. En hier, ook nie hier waar ek met my praat nie. Ek praat swaar. En my tong sukkel. So uit 'n verskoning, hy sê, Here, nou wil jy my na die Farao toe stuur, jy wil my as 'n seksman gebruik, as 'n leier vir die hele volk, daai miljoene Israeliete wat daar in Egipte is. Hoe moet ek met hulle praat, as ek sukkel om te praat? Daarna sê die Here vir hom, 4 vers 11. Wie het aan die mens die mond gegee? Wie maak stom of doof of siende of blind? Is dit nie ek, die Here nie? Gaan nou, ek sal jou help met die praat en jou leer wat jy moet sê. Gaan nou, ek sal jou help. Die Here gee vir hom die opdrag, hy bevraagteken die opdrag oor sy eie vaardigheid in terme van dit. En dan sien ons vers 12, 3 vers 12. God het Moses geantwoord, ek sal by jou wees. Nou daardie woorde is belangriker as wat jy besef. Want mens lees dit baie vinnig oor. So hou dit, knoop dit vas, gaan nou daarby kom in die ander gedeeltes ook. Wanneer God vir Moses sê, ek sal by jou wees. En die bewys dat ek jou gestuur het, sal dit wees, wanneer jy die volk uit Egipte bevry het, sal jy my by hierdie berg aanbid. Daarna sê Moses vir God. So, hy sê hy gaan by hom wees, en dan vra Moses weer, Here, maar as ek, of hy sê vir hom, as ek dan op hierdie Israeliete kom, en hulle sê vir my, op wie se autoriteit het jy hiernatoe gekom? Watter God? Ons is hier in Egipte waar daar 'n veel godendom is, en nou kom jy, en jy sê vir my, nee, God het met jou gepraat, so watter God is dit? Ons wil weet, watter een van die klomp gode? En dan, hier identifiseer God homself. En God sê wie God is, wie hy is. En dan sê hy hier, van vers 13, daarna sê Moses vir God, sê nou maar ek kom by die Israeliete, en ek sê vir hulle, die God van julle voorvaders het my na julle toe gestuur, en hulle vra my, wat is sy naam? Wat moet ek vir hulle sê? Toe sê God vir Moses, baie belangrike gedeelte hierdie, ek is wat ek is. Jy moet vir die Israeliete sê, ek is, het my na julle toe gestuur. Verder het God vir Moses gesê, jy moet ook nog vir die Israeliete sê, die Here, die God van julle voorvaders, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob, het my na julle toe gestuur. Dit is ewig my naam. Dit is die naam waarmee ek aangeroep moet word, van geslag tot geslag. Nou gaan ek jou vinnig net so vlugtige les in Hebreëus gee, net vinnig om vir jou ietsie te wys. Wanneer die Here hier kom, en hy gee vir Moses die opdrag, hy sê vir Moses, ek stuur jou. Moses bevraagteken dit en sê, ek is eintlik nie vaardig genoeg vir dit nie. Dan sê die Here vir hom, dis nie wat ek vir jou gevra het, jy is nou op die verkeerde roete. Hy sê net, ek wil jou gebruik. Ek het 'n opdrag vir jou lewe. En dan sê die Here vir hom, ek sal by jou wees. En dan sê hy vir hom voorts, wie is ek? Wie is die ene wat saam met jou gaan wees op hierdie reis? Dan sê hy vir hom, ek is wat ek is. En hy sê vir hom, wie sy naam is. En as jy in die Hebreëus gaan kyk, dan gebruik hy daai woord, ons het so 2-3 weke terug daarby stilgestaan, dan sê hy, ek is Jahwe. Dis wie ek is, dis wie, as wie ek bekend moet staan, Jahwe. Tot in al die geslagte heen skryf hy. Nou interessant, as jy in die Hebreëus gaan kyk, dan die woordjie, ek sal by jou wees, dan gebruik hy, en die woordjie ek is, die woordjie ek is gebruik in die Hebreëus, dan sê hy, jy gaan hoor hoe naby dit aan mekaar is, hy sê eje. En wanneer hy praat van, ek sal by jou wees, om by jou te wees, om daar te wees, gebruik hy die woordjie dis van dieselfde verbuiging af. En as hy
as hy praat oor Jahwe, dan is daar ook iets van daai verbuiging daarin. Jahwe, Eje, Arje, dit sê vir ons iets van God hier, want God kom stel homself bekend, en God kom sê hier alreeds vir Moses, ek is die een wat by jou gaan wees. Ek het vir jou 'n opdrag. Ek is die een wat by jou gaan wees. My naam is, ek is God. Ek is Jahwe. Ek is die verbondsgod. Nou wil ek jou verder vat. En ek het dit so, jy gaan sien op die skyfies, het ek dit so uiteengesit, die volgende gedeelte, vat ek jou na Jesaja 7 toe. Nou in Jesaja 7 het ons Jesaja wat 'n voorspelling maak. En hoor hoe interessant is dit nou. Agas, koning Agas, is al verbouweerd wat hulle wil op aanval. En nou weet hy nie lekker om die situasie te hanteer nie, en dan sê Jesaja vir hom, hoor die maar vra vir 'n teken vir die Here. En dan het ons Jesaja 7 daarvan van vers 10 af, verder het die Here gesê, jy moet ook nog vir Agas sê, vra vir die Here jou God 'n teken, enigiets, diep uit die doderyk, of uit die hoogtes daarbo, vra vir die Here enigiets vir 'n teken. En toe sê Agas, nee, ek kan nie. Ek sal niks vra nie. Ek sal die Here nie tart nie. En dan, vers 14 weer, toe sê Jesaja, maar daarom, die Here sal daarom self 'n teken gee. 'n jong vrou sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring. En sy sal hom Immanuel noem. Waarvoor staan Immanuel? God is by ons. Wat het hy vir Moses gesê? Ek gaan by jou wees, ek gaan saam met jou wees. En hier het ons die profetiese voorspelling wat God sê, ek stuur Immanuel, God by jou. En dan sê hy maar net in vers 15, hy sal dit maak en honing hê om te eet, totdat hy weet om te verwerp wat verkeerd is en iets te doen wat goed is. Dis die eet. En hoor wat sê Matteus oor vir eet. Bekende gedeelte. In Matteus 1 het ons die gesprek waar die engel van die Here in 'n droom aan Josef verskyn. Hy sê vir hom in Matteus 1 daarvan vers 20, Josef seun van Dawid, moenie bang wees om met Maria te trou nie, want wat in haar verwek is, kom van die Heilige Gees. Sy sal 'n seun in die wêreld bring, en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes verlos. So, daar's 'n besondere verband tussen die naam Jesus en verlossing. So, Jesus is die een wat die sondes gaan verlos. En dan sê hy in vers 23, die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring. En hulle sal hom Immanuel noem. Die naam beteken God by ons. Immanuel, God by ons. Interessant. Ons werk van Eksodus af wanneer God homself kom bekendstel. En hy sê, ek is wat ek is. Ek sal by jou wees. Ek is Jahwe, is die verbondsgod. En hier kom gee hy voorspelling in Jesaja en dit word en in ons weet dit word waar. En Jesus kom wandel op hierdie aarde. En Jesus word eintlik dan vra hy vir Petrus, wie sê die mense is ek? Wie sê julle is ek? En Petrus sê vir hom, jy is die Christus. Maar dit is interessant, ek wil jou vat in Johannes 8. Johannes 8, so as jy Bybel het, kyk vir my saam na Johannes 8. Mens moet eintlik die beste, som nie hier oor te preek, maar eintlik is 'n Bybelstudie te doen oor hierdie Johannes 8, want hier is so baie goed hierin. So ek gaan jou kortliks net hier na 'n paar goedjies wys, sodat jy nie die strekking sal verloor nie. In Johannes 8 begin Jesus praat en hoe nader hy aan sy einde kom, hoe meer wil hy vir die mense eintlik wys en sê wie hy is, dat hulle sal agterkom wie hy is, dat hy die Christus is. In Johannes 8 vers 23 is hy daar in gesprek met die Jode en die Fariseërs en goed.
Johannes 8:23, wat Jesus vir hulle sê, julle is van onder en ek is van daarbo. Julle behoort tot hierdie wêreld, ek behoort nie tot hierdie wêreld nie, sê Jesus vir hulle. Daarom het ek vir julle gesê, julle sal in julle sonde sterwe, want as julle nie glo, en kyk nou of hoor nou hier wat sê hy, as julle sal in julle sonde sterwe, want as julle nie glo dat ek is wat ek is wat ek is nie, sal julle in julle sonde sterf. Daar sê Jesus vir hulle presies dit wat God gesê het vir Moses toe hy homself aan Moses bekend gestel het, en dat Moses dit vir die volk moet gaan vertel, ek is wat ek is. Gaan sê vir die Israeliete, ek is wat ek is. Dis God. En hier kom sê Jesus, ek is van daarbo. Julle is van hieronder. Ek kom van daarbo af. Maar weet jy wie is ek? Ek is wat ek is. So Jesus kom proklameer daarvoor almal die eerste keer dat hy God is. Want dis die term wat God gebruik. En hy sê, maar as jy nie in my glo nie, dan sal jy in jou sonde sterwe. Dan is daar die lewe nie, soos wat Johannes vir ons sê, Johannes vir ons sê. Ons gaan aan, vers 28, net bietjie verder aan Johannes 8:28, dan sê Jesus vir hulle, daarna sê Jesus vir hulle, eers wanneer julle die seun van die mens verhoog het, sal julle begryp dat ek is wat ek is. Hy sê eers wanneer ek gekruisig word en sou opstaan eintlik uit die dood uit, dan sal julle weet dat ek God is, dat ek is wat ek is. Nou interessant, as jy in Johannes in Matteus 27 daarvan vers 45 gaan kyk, dan sal jy ietsie oor hierdie verhoging van Jesus sien in sy godheid. Miskien 'n ander dag daaroor. Maar Jesus sê vir hulle hier, as ek gekruisig word, dan gaan julle agterkom dat ek God is. En as 'n mens gaan kyk in daai gedeelte in Matteus, dan is dit die mense wat daar rondom is, die Romeinse offisiere, wat sien dat hy waarlik na die duisternis en al daai goed, die tempel van die voorhangsel van die tempel wat in twee skeur, so 'n klomp goed gebeur. En dan sê hy dat hy waarlik God is. 'n ongelowige wat dit sê, 'n Romeinse offisier, dat hy waarlik God is. En dan sê hy hier, ek kan niks uit my eie doen nie, maar ek verkondig net wat ek van die Vader geleer het. Hy wat my gestuur het, kyk daar, sê hy dit weer, hy is by my. Hy is by my. Hy het my nie alleen gelaat nie, omdat ek altyd doen wat hy wil. Ietsie van God se identiteit, van hy wat by ons is. Nou kom sê Jesus, ek is God. En toe hy dit die derde keer sê, in Johannes 8, wil die mens hom stenig, want dis asof, soos die Engelse sê, to drop die penny. Want hy praat met hulle oor hulle voorvader Abraham, en hy praat met hulle, en in vers 58 sê Jesus, het hulle geantwoord, dit verseker ek julle, voordat Abraham gebore is, was ek al wat ek is. Vers 59, hulle het 'n klip opgetel om hom daarmee te gooi, want is Gods lasterlik volgens hulle. Maar Jesus het gaan skuil en van die tempel af weggegaan. Wat kry ons tot dusver? Ons vat weer gou terug. In Exodus kom God, en kom God, sê God vir Moses, ek het vir jou 'n opdrag. Ek sal by jou wees, maar wie is ek? Ek is God, ek is Jahwe, ek is wat ek is. En dan sien ons hoe Jesus, hoe die voorspelling is van God wat iemand stuur om by ons te wees. God met ons. Die voorspelling uit Jesaja uit Matteus uit, en dit word waar. Jesus kom wandel op aarde. Jesus vra vir die mense wie is hy. Jesus doen tekens. Hy vertel gelykenisse om vir hulle te sê, eintlik daardeur te wys wie God is.
Maar as jy mooi deur Johannes gaan lees, dan kom jy agter dat hy vir hulle sê, as julle my sien, sien julle die Vader. Want ek en die Vader is een. En nou in Johannes 8 kom sê hy dit 3 keer. Ek is wat ek is. Daardeur proklameer hy dat hy God is. Ons sien dit met sy kruisiging, dat hy God is. Maar dis nie waar dit stop nie. As jy verder gaan en jy gaan kyk Johannes 14, jy gaan kyk Johannes 16, dan sê Jesus, ek gaan terug na die Vader toe. Ek gaan daar aan die regterhand van die Vader sit, ek gaan jou 'n plek voorberei vir jou intree by die Vader. Maar hy sê ek los julle nie. Ek stuur vir julle iemand anders om ook weer by jou te wees. Ek stuur die Heilige Gees om by jou te wees. So wanneer ons sê dat ons Jesus Christus as die verlosser, as God aanvaar het in ons lewe, dan kom woon die Heilige Gees in ons. En as die Heilige Gees in my is, dan is hy God wat by my is. En dan wandel hy saam met my deur die lewe, en hy gebruik my as 'n instrument om die opdrag wat hy vir my het uit te voer. Jy kan gaan lees gerus by die huis, Johannes 14, Johannes 16, wanneer hy dit vir ons sê, oor die Gees wat hy aan homself, wat vir ons gaan leer, oor wie hy is. Johannes 16, daarvan vers 13, sê hy dit ook mooi. Wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Hy sal sê, wat hy sal sê, sal nie van homself kom. Hy sal net sê wat hy hoor. En hy sal die dinge wat gaan kom aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, want wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Alles wat aan die Vader behoort ook aan my. Daarom dat ek gesê het, wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Dis wat die Heilige Gees doen. Dis wat hy doen in jou lewe. Hy help jou om heilig te leef, om Jesus se woorde in jou lewe gestalte te laat vind, sodat jy anders te kan leef. Maar weet jy wie? God het vir Moses gesê, ek is by jou, ek is God. Jesus het vir die mense van sy dag gesê, ek is God, ek is wat ek is by jou. Nou kom sê hy, ek en jy die Heilige Gees ontvang. Dit is God wat by jou is. Hy is by jou. En wanneer ons in Hebreëus mooi gaan kyk, dan sê hy, ek sal die God vir jou wees, wat jy nodig het. En die wyse waarop wat by jou is, sal ek vir jou wees wat jy nodig het. En vanoggend sit jy hier in die kerkgebou. En jy kan hier sit en jou lewe is in chaos. En jy weet nie herwaarts of derwaarts nie. Jy weet nie waar die uitkoms gaan wees nie. En jy praat met die Here en jy worstel met die Here. Dan wil ek vanoggend vir jou sê, soos wat die Here na Moses toe gegaan het. Vir hom gesê, ek sal by jou wees. Ek sal saam met jou wees. Ek sal vir jou wees wat jy nodig het om die volk uit Egipte uit te lei, om die roeping wat ek oor jou lewe het, dit te vervul. So het Jesus dieselfde kon doen. So die Heilige Gees is by ons. Sodat die roeping van die Here oor jou lewe het, dat jy dit kan doen. En wanneer ons in hierdie reeks gaan besig wees oor wie Jesus regtig is, dan moet ons vanoggend heel eerstens dit definieer en vasmaak en proklameer vanoggend dat binne Nelspruit Suid, binne ons as gelowiges, is Jesus, ek is wat ek is. Daarmee sê ons dat Jesus is God, hy is Here, hy is verlosser. Vergeet van wat ander slim teoloë goed sê.
Hier sê ons, Jesus is die Here. En omdat ons dit proklameer, omdat ons dit glo met ons hele lewe, weet ons dat die werking van die Heilige Gees 'n realiteit is en dat hy in jou lewe gaan werk. Miskien het jy vanoggend nodig, en Jesus het baie daaroor gepraat en ons gaan die volgende weke daaroor gesels in die lydingstyd, dat hy vir jou kom sê, weet jy wat? Ek sal vir jou lig wees in jou donkerte. Dis wie ek is, as ek by jou is. As jy dors het, sal ek vir die lewende water kom wees. As jy nie weet wat jy kan doen nie, dan sal ek vir jou 'n herder wees. Ek sal vir jou die weg wees. Ek sal vir jou die waarheid kom wys as jy nie weet wat die waarheid is nie. Ek sal vir jou die lewe kom wys, sodat jy daardie lewe in oorvloed kan hê. Hy sê, ek sal vir jou die opstanding wees. Dat as jy die dag jou laaste asem uitblaas, dat jy lewe. Ek sê, ek is jou ware wingerdstok, sodat jy uit my kan put en kan vrug dra. Ek is by jou. So kom ek vir jou gevra, wie sê jy is Jesus? Want as jy anders te verkeerd dink oor Jesus, gaan dit jou gedrag en jou optrede bepaal. As jy vanoggend sê, Jesus is die Here, dan sê hy vir jou, ek gaan by jou wees, ek sal saam met jou wees, ek sal saam met jou wees in die Gees, ek sal daar vir jou wees. Ek sal vir jou wees wat jy nodig het, nie wat jy wil hê nie, wat jy nodig het. Hy sal vir die gemeente wees, nie wat ons wil hê nie, wat ons nodig het. Vertrou hom met jou lewe. Vertrou hom vir hierdie volgende paar weke wat ons in hierdie lydingstyd kan werk. Wie is Jesus? Dat hy homself kom openbaar aan jou. Mag jou reis saam 'n wonderlike reis wees. Mag die feit dat hy God is, jou lewe opnuut weer verander. Die Gees is by ons, die Gees is saam met ons. Ons gebruik. Kom ons bly net so sit en dan gaan ek vir die musiekspan vra. Kom ons sing Psalm 120, sommer net as 'n geloofsbelijdenis vanoggend. Dit is 'n baie mooi lied. Ek het dit vanoggend vir hulle gesê, maar terwyl ek besig was, is nou daar dat hulle geoefen het. Ek by voorbereiding het hierdie lied net by my opgekom. En weet ek, ons moet dit vanoggend sing. Dis wat ek vir hulle gesê het. En kom ons sit net so. En ons doen dit as 'n belydenis vanoggend. Wat Psalm 120 sê, hy is hier. Hemelse Vader, Jesus Christus, Heilige Gees, drie-enige God, U is Heer, U is almagtige God, Skepper, Onderhouer, Heerser. Ons as gemeente, as individue, kom bely vanoggend, Here Jesus, dat U die Here is, dat U Immanuel is, dat U die opgestaande Here is. Ons kom vra dat U wat die Here is, voortdurend oor ons lewe sal regeer soos wat U reeds doen. Dankie dat U die Heilige Gees gestuur het. Heilige Gees, dankie dat U saam met ons stap. Dankie dat U in ons woon. Dankie dat U hier is. Kom maak ons vol van U teenwoordigheid. Kom lei ons, wees U die regeerder oor ons lewe. Help ons om te groei in ons verhouding met U, sodat ons deur U verskil maak in die koninkryk. Aan U kom toe al die lof en eer. In Jesus naam het ons dit.